Om 'n nuwe motor te koop kan gewoonlik nogal in 'n vreeslike proses ontaard, maar dit hoef nie. Ek gesels vanoggend met die hoof van risikobestuur by Drive.co.za, Herman Burger, om uit te vind hoe maklik dit kan wees en watter finansieringsopsies 'n mens ook kan kry en wat hulle natuurlik bied. Hoe gaan dit met jou, my vriend? Goed met jou, Pieter. Baie lekker. So vroeg op 'n maandagooggend, maar jy het soos 'n wafferse gesonde brullende engine hier ingedraf. Jy's reg vir die ding. Ek sê ek hoop ek het die kinders by die regte skool af. Ja, sy hulle staansietjies is verdwaalde wesies daar. Maar meneer, is net 'n grappie. Mamma het gesorg dat hulle reg en betyds. Wat jy sê is die regte manier of jy weet, is daar verskillende maniere as dit nou kom by kar koop en seker nou maar spesifiek nuwe karre of kom ons veralgemeen dit maar, nuut en tweedehands. Pieter, daar's 'n klomp verskillende opsies. Die meeste van hulle is een wat jy sal goed ken is finansiering. Ons praat van finansiering, ons praat van langtermyn leasing, langtermyn rentals, rent to buy en dan die subskripsiemodelle ook. So daar's 'n hele paar modelle daar buite. Maar ek moet vir jou sê nee, dit is nogal lekker om te sien hoe die ding ook gegroei het, want ek meen toe ek maar 'n jong knaap was en so met jou eerste kar, jy kon hom of jy moes hom maar kontant koop of finansier. Daar was nie al hierdie ander opsies vir dit nou soveel makliker maak. Nee, daar was nie al ander alternatiewe nie. En ek dink ons leefstyle en hoe die wêreld verander in die afgelope paar jaar het ons 'n goeie indikasie gegee van daar's nodig vir alternatiewe oplossings. Mense sal baie hieroor ook debatteer en goeters, maar hoe groot bate is 'n voertuig? Is dit enigstens 'n bate of is dit nou maar net 'n ouetjie wat jy mag geniet vir 'n paar jaar en dan is dit aanbeweeg na die volgende? So die punt wat jy daar gemaak het is geniet om vir 'n paar jaar en aangaan na die volgende. Nou die vraag wat ek eintlik jou wil vra is, hoeveel van daai natisse, van daai voertuie wat jy al gekoop het of gefinansier het jy regtig in jou hand gehad? Na die tyd. Ja. En ek dink dit is waar dit vir ons gaan is om te sê ons sit met 'n klomp voertuie by wat gefinansier is, maar nie werklike bate is nie. Jy sit met 'n bate wat deprisieer. Ja. Onderhoudkoste en obviously maandelikse koste ook. Tot gevolg het. So baie van daai voertuie is regtig 'n bate. Hy's 'n depresierende bate. Maar hy's meer 'n uitgawe. Tensy hy vir jou inkomste genereer en jou besigheid vergroot en jou besigheid verbeter. Hoorie, is daar finansieringsopsies of metodes van finansiering? Daar's heelwat. Soos ons nou net gesê het, ons praat van finansiering as dit kom by voertuie ten opsigte uit bankfinansiering perspektief uit. Daar dra die kliënt die risiko en jy betaal hom terug. Maar wat jy daar ook het is die feit dat jy sê, is 'n 72 maande periode en baie van daai 72 maande periode sit ons met die situasie van, soos jy gesê het, is op 'n stadium raak jy moeg van daai kar en dan gaan jy aan. Waar as ons gaan kyk, nou kom ons sê die leasing model, sit jy met minder risiko. Jy sit nie met die herverkoopswaarde van die voertuig nie. Dus ek dalk bietjie meer besigheidsgeoriënteerd. Wat werk vir julle by Drive.co.za? Ek meen, wat kom julle agter, hou julle kliënte van? Werk vir hulle as 'n opsie die beste? 'n Kombinasie van al daai komponente. Uit 'n tradisionele finansieringsmetode het ons gesien dis nie vir almal nie. Dis nie ek wil nie sê verouderd nie. Maar daar's 'n plek vir al die modelle. Maar wat by Drive vir ons werk is die feit ons sê jy sit met 'n model wat na al twee komponente kyk van die voertuig en die kliënt. Die approval proses of daai goedkeuringsproses is aansienlik vinniger. Ons kyk na kliënt se kontantvloei. En gekombineer saam met dit kyk ons ook na 'n kombinasie van hoe die bank na dit sou gekyk het. So daar's 'n hele paar elemente wat ons in Drive saamvat, is om te sê en die lekker ding van Drive is saam met al die komponente en die vinniger goedkeuringsproses sit ons in 'n situasie dat dit alles inclusive is of inklusief is. So jy maak dit eintlik baie makliker. Ek dink baie mense ervaar nogal baie druk wanneer dit kom by karkoop of so, juis omdat hulle weet jy word met 'n arendsoog dopgehou en goeders, maar julle maak dit maklik en vat dit net, happie vir happie, maar uiteindelik sal die hele tert. Kyk, vir ons gaan dit oor die mobiliteitsoplossing. Vir ons gaan dit nie oor die verkoop van die kar nie. Vir ons gaan dit oor hoe kry ons daai kliënt weer in 'n posisie of hoe kry ons die kar in 'n goeie posisie. En ek dink as ons daai twee kombineer ten opsigte van uit 'n bank, finansiering, kliënt, al daai modelle en ons sit hulle bymekaar, is dit 'n redelike unieke model wat ons het.
Maar ja, Ek waardeer, dankie dat jy ingekom het vanmôre Herman, en as jy bietjie meer wil uitvind, nie net gemaak jy by hulle draai nie, maar jy pop ook in by drive.co.za. Ons kuier net hierna verder.